baie welkom. Ons skrifgedeelte vir vandag is uit Lukas 22 vanaf vers 39. Kom ons lees saam. En hy het vertrek en volgens gewoonte na die Olyfberg gegaan. En ook sy disippels het hom gevolg. En toe op die plek kom, sê hy vir hulle, bid dat julle nie in versoeking kom nie. En hy het hom van hulle afgesonder omtrent so ver as 'n mens met 'n klip kan gooi. En neergekniel en gebid en gesê, Vader, as U tog maar hierdie beker van my wil wegneem, laat nogtans nie my wil nie, maar U wil geskied. En 'n engel uit die hemel het aan hom verskyn en hom versterk. En toe hy in 'n sware stryd kom, het hy met groter inspanning gebid en sy sweet het geword soos bloeddruppels wat op die grond val. Toe staan hy van die gebed op en kom by sy disippels en vind hulle aan die slaap van droefheid. En hy sê vir hulle, wat slaap julle? Staan op en bid, dat julle nie in versoeking kom nie. As ek dink aan hierdie skrifgedeelte, kan ek nie help om na die woorde van Trevor Hudson te dink. As hy sekere woorde gebruik om ons te help, om ook in hierdie geloofsgewoontes te kom van onttrek en afsondering en refleksie nie. Trevor nooi ons uit om soos Jesus gebed en afsondering te benader met, hy praat van die 5 P's. Ons vandag by dit stil staan en ons kyk na die skrifgedeelte, hoe het Jesus dit gedoen en hoe kan ek en jy dit doen? Die eerste een praat hy van place. Vind 'n plek waar jy ononderbroke kan wees en kwaliteit tyd alleen met God kan hê. Find a quiet, secluded place. Hegte verhoudings word altyd deur spesiale plekke gekoester. Dink maar in jou eie lewe en die ander verhoudings van jou lewe. So ook met God. Vra jouself dus af, waar is die beste plek vir my om te bid? Gegee die omstandighede van my lewe. Waar's my plek? 'n tweede P wat hy gebruik is prepare. Neem 'n bietjie tyd om te rus voordat jy jou tyd van meditasie en gebed begin. Jy wil dalk vir 'n paar oomblikke diep asemhaal. Asemhaling is 'n baie belangrike deel van ons menswees. Dalk om asem in die teenwoordigheid van God en asem uit watter negatiewe gevoelens jy ook al mag hê. Dalk wil jy 'n kers aansteek wat jy na kan kyk en bewus wees dat soos die vlam beweeg, God ook so beweeg binne en naby jou. Dalk is dit om met 'n woord te sit wat God vir jou beskryf. Hoe lyk dit as jy na God kyk? Iemand het eendag gesê, die manier hoe jy na God kyk, is die manier hoe jy na die lewe kyk. En dan gebruik hy passage. Hy sê, lees stadig 'n gedeelte uit die Bybel of uit een van jou gunsteling oordenkingsboeke. Die boek waardeur God die meeste met my praat, en Trevor sê met hom is die Bybel. Dikwels wanneer ek 'n skrifgedeelte lees of herlees, staan 'n woord of 'n frase of 'n sin vir my uit. Dit vat my aandag. En daar gebeur wonderlike dinge as jy oor en oor 'n sekere gedeelte herhaal. God praat elke keer nuut met ons, so deur skrifgebed. Dan kom die hele tyd nuwe goed na vore. En dan sê hy ponder. Spandeer 'n paar minute in stilte en dink dieper na oor wat jy gelees het. Ponder. Vra wat dit vir jou lewe kan beteken. Veral in die lig van die dag wat voorlê. Goed om dit in die oggend dalk te doen. Stel jou voor hoe jou lewe kan lyk as jy hierdie nuwe insig in die onmiddellike praktyk, in die realiteit van jou lewe sou plaas. Hoe sou dit gelyk het? Hoe sou die verhoudinge gelyk het? Hoe sou die omstandighede gelyk het? Hoe word die skrif lewendig in my alledaagse lewe? En dan sê hy prayer. Praat met God oor wat jy ook al dink en voel. Soveel emosies en
gedagtes en idees wat elke dag deur ons lewe stroom. Hoe lyk dit as ek met God daaroor praat? Dank God vir 'n spesifieke persoon of dinge in jou lewe. Is krities. Ek kan nie 'n ander woord gebruik as dit nie. Om in dankbaarheid te lewe is krities vir ons. Vra God om jou te help verstaan wat jy moet doen en wat die goed is wat jy voor dankbaar moet wees. Dink aan die dag en die 24 uur wat voor lê. En bid dat die Here jou krag sal gee om in daai tyd uit te voer dit wat hy vir jou gee. Verbind jouself weer aan God. Saam met al die dinge waaroor jy angstig is en besorg is in die dag wat voor lê. Miskien as ons kyk na hierdie 5 P's van Trevor, in hierdie tyd van lent, stel jou voor, jy sit saam met Jesus in Getsemane en praat met die Vader oor jou bekommernisse. Gedurende die dag stel verskeie skrywers dit voor dat ons gedagtes so gereeld is wat dit opkom na God toe rig. Wanneer bekende goed in ons gedagtes kom, afleidings of struikelblokke, om vir God te vra om dit te verwyder. Wanneer ons word gekonfronteer met situasies wat ons regtig nie weet wat om te doen nie, en wanneer ons benoud of onrustig voel, kan ons net weer opnuut fokus, vernuwe en stilweg sê, Here, U nie U wil nie. Ag nie my wil nie, U wil. Maar dinge goed of sleg gaan. Here, ek lê my lewe neer in U wil. Mag U wil geskied in my lewe. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ek loof U vir U teenwoordigheid en dat U saam met ons op reis is. Ook in die donker plekke van ons lewe. In die plekke waar ons soms gedwing is om af te sonder. Dat U ons daar sal ontmoet en ons ook daar sal bedien. In die naam van Jesus. Amen.